Goeiemôre van my kant af. Sorry vir dit. Laat dit so laag is. Ek wou nou net gesê het, julle wil ek moet op my knieë preek. Ek sal. Maar van my kant af goeiemôre as ons dan nog iemand vanoggend ontmoet het nie. Ek is Maurice Asher en saam met my vroutjie en ons twee seuns wat nou nie hier vandag is nie, stuur ons vir julle baie groete en liefde. Dit is so 'n voorreg om hier te wees. Dankie vir die vriendelikheid en die gasvryheid. Ek is oortuig dat julle het hierdie voor die tyd geoefen. Ek kan nie glo dat julle almal so nice is die hele tyd nie. Ek kan dit nie glo nie. So wat ons vanoggend in die woord inspring, erken ons eers hierdie vandag dat die Here is reg besig. Is besig om met ons as 'n familie te kom werk. Hy kom versterk en verdiep 'n baie naby 'n stuk woord wat ons in die hart nader getrek het. Dit staan hier agter my ook geskryf. We are marked by His glory and known by His love. En ons het net hierdie erken in hierdie seisoen, is dat die Here het so 'n woord wat hy oor ons bediening kom oopbreek. En ons sê dankie Here, vir dat U kom net doen in hierdie tydperk. Ek wil ook in die geleentheid vat en ek wil regtig die leierskap kom eer wat hier by Hartland bedien. Kan ons net aan hulle net 'n eerbetoning ook net gee. Dankie vir die leierskap, dankie vir die bediening. Net hoe die Here ook hier werk. Dit is vir ons is net so 'n absolute bederf en 'n seën. Nou saam met hierdie het ons dan nou ook in hierdie eerste kwartaal wat ons saam gekuier het ons die beginsel van wanneer die liefde werk en hoe dit uitdrukking vind soos wat God deur ons lewens kom werk. Eerstens hoe hy in ons eie lewens sy liefde kom uitstort. Ons nie net aan die ontvangkant van liefde staan nie, maar ook liefde word. Nee, dis die roeping waarmee ons leef, is dat liefde is nie net iets wat ons ontvang nie, dis wie ons uiteindelik geroep is om te wees. Saam met dit het ons ook erken dat wanneer die liefde werk, is dit 'n nabye verhoudinge met mense, nee. God is 'n verhoudingsgod. So hoe ons uitdruk, hoe ons dit beleef, is ook binne in verhoudinge waar die liefde werk en uiteindelik ook hoe sy verhouding en sy liefde uitdrukking vind in vennootskap saam met ons en die Heilige Gees. Dis 'n woordjie wat julle al baie teëgekom het en dis die woord koinonia. Nee, dit is die woord wat Paulus ook gebruik wanneer hy skryf aan die Korintiërs. Nou gebruik hy die woordjie koinonia. En wat hierdie woord verteenwoordig is eintlik net 'n klomp handvatsels vir ons om prakties te verstaan hoe dit lyk wanneer die liefde werk. Nou is 'n paar woorde aan hom gekoppel. Dit is fellowship, it's participation, but it's also partnership, vennootskap, so wat ons saam werk. Hoor wat skryf Paulus 2 Korintiërs 13 vers 13. Hy sê die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Die gemeenskap van die Gees is vennootskap met hom. Dit is hoe God dit verkies. Dat hy in samewerking saam met ons sy koninkryk en sy kerk bou. Vriende, dit is hoe ons geloof uitleef. Amen. Dis wat ons sê, dit is hoe liefde werk. Dis hoe prakties dit vir ons is. So, julle wat nou al tyd gemaak het en bietjie deur die boek van 2 Korintiërs gewerk het of hierdie brief gewerk het, sal baie van hierdie baie bekende skrifgedeeltes al teëgekom het. En ek wil 'n paar van hulle noem. Jy sal saam met my net moet asseblief help en hulle herhaal. Een van hulle is wanneer ek swak is God sterk. Amen. Ek weet julle ken julle Bybel, moenie worry nie, ek toets julle nie. As iemand in Christus is nuwe skepping, né? Julle het al baie daaroor gekuier. Die Here is Gees en waar die Gees is vryheid. Amen. Is in hierdie brief wat ons ken in hierdie 13 hoofstukke. Waar Paulus al hierdie uitdagende, verskriklike inspirerende goed vir ons skryf. Dit verdiep jou geloof amper in 'n oomblik. Maar hy wy 2 hoofstukke toe aan finansies. En hy kom praat met ons en is interessant, Paulus kom skryf hierdie brief en ek wil hê, as jy gemis het laasweek, nou nie daai boodskap gehoor het nie, dat jy sal gaan opvang aanlyn, hy is daarso beskikbaar vir jou. Maar is interessant, net 'n bietjie konteks, soos wat Paulus hierdie brief skryf aan hierdie kerk in Korinte. Eerstens, hy erken dat daar is 'n belofte gemaak vanaf hierdie kerk in Korinte, om 'n hulpverlening, 'n liefdeswerk, 'n dankoffer bymekaar te maak, soos wat hulle in die kerk in Jerusalem wat onderdruk is, en wat daarso deur erge armoede gaan,
en ook natuurlik hierdie kerk is vervolg as gevolg van hulle geloof, maak Paulus nou klem op hierdie, 'n belofte wat hulle reeds gemaak het om te gee aan hierdie kerk as 'n hulpverlening, en hy gebruik die storie van die kerk, of die kerke in Macedonië. En hy gebruik hierdie storie en hy help ons eintlik om te verstaan, want soos wat hy hierdeur kuier en praat, gebruik hy nie die woord geld nie. Paulus praat nie van geld nie, hy gebruik die woord genade. Hy gebruik hierdie woordjie genade, hy maak dit baie belangrik vir ons, dat ons verstaan, hierdie gesprek gaan nie net oor geld nie, want geld gaan nooit net oor geld nie. Daar's iets dieper, daar's iets onderliggend, en ek wil saam met jou vandag, soos wat ons die woord oopbreek, wil ek hieroor kuier, want ek is oortuig daarvan dat God 'n saak het met hoe ons dink en te doen gaan met ons finansies. Ek wil jy moet hierdie sien, Paulus het hierdie baie strategies gedoen, toe hy gesê het, geld gaan nie net oor geld nie, want ons probeer jou nie in 'n rigting kry om vir ons geld te gee nie. Ons kan dit met absolute integriteit en eerlikheid ook vandag sê, as ons is diep oortuig daarvan, dat die Here ons in hierdie seisoen wil kom versterk en verdiep in hierdie woord wat hy vir ons gee. Dis nie om jou arm te draai om iets reg te kry nie. Ja, soveel keer dink ons aan die woord genade in lig van ons redding. Jy kom die woord te, genade, dit is dit wat God vir my gedoen het, dat hy vir my gegee het, wat ek nie verdien het nie, wat ek nie kan vermag nie. En ons sê dit is genade, né? Amen. Dis genade. Maar nou praat Paulus hier met hierdie klomp gelowiges, en hy gebruik die woord genade wanneer hy praat oor finansies, wanneer hy praat oor gee. Nou wat het hierdie met mekaar uit te waai? Het julle al vir jouself daai vraagie gevra? 10 keer gebruik Paulus hierdie woord, genade. Hy sê in dieselfde lyn van waarheid, as ons dit moet erken, dat dit genade is wanneer God my redding vermag, wat ek nie kon nie. Sê ons ook, as ek gaan moet lief hê, kan ek dit nie in my eie vermoë doen nie. Gaan nodig hê, dat God dit deur my kom doen. En dit is ook genade. Amen. Amen. Ons het nie die menslike vermoë om daai manier te kan lief hê nie. God moet dit kom doen. Dis net hy wat dit in ons harte kan vermag. Hoor wat sê 2 Korintiërs 9 vers 5 tot 7. Paulus skryf, hy sê, daarom het ek dit saaklik geag om aan die broers aan te spoor, om vooruit na julle te gaan en die dankoffer wat julle vroeër beloof het in orde te kry, sodat dit gereed sal wees as 'n werklike dankoffer en nie iets wat afgedwing is nie. Hy sê die punt is, wie karig saai sal karig oes en wie oorvloedig saai sal oorvloedig oes. Sy laat elkeen gee, soos hy vooraf in sy hart besluit het. Nie met droefheid of onder dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Ek dink ons moet vandag, wanneer ons gesels oor vrygewigheid, moet ons nie aanneem dat almal van ons hier dieselfde definisie en oortuiging van wat vrygewigheid beteken nie. En ek dink ons baie misverstaan, daar's baie miskonsepsie oor wat vrygewigheid eintlik is. Mense dink dat vrygewigheid is maar net aksies en dade, nee, dis wanneer ons goedjies doen wat vrygewig is, daai is vrygewigheid. Mense glo dat vrygewigheid is net vir mense wat het om te gee. Dis net van toepassing as jy baie het, dan kan jy vrygewig wees. Mense glo dit is maar net mooi gedrag, is goeie maniere. Soos om asseblief en dankie te sê, is vrygewigheid net mooi maniere. By die Engels praat van it's acts of kindness. Ek wil vandag vir jou wys, eerstens dat vrygewigheid is nie wat ons doen nie. Dis wie ons is. Vrygewigheid is nie iets wat ons net doen nie, dit is werklik wie ons is, want ons ontdek wat vir ons gedoen het. En dink dit gou vir 'n oomblik saam met my, dit wat jy al beleef het, vanaf wat die Here vir jou gedoen het. Hy kom red my, hy kom vergewe my. Jesus self sê, hy kom om my lewe neer te lê, om jou te kom dien, om liefde oor jou uit te stort. Ons beleef hierdie goed eerstehands, dit verander ons lewens radikaal. Hoe is dit dat as ek God se liefde beleef, dat ek omdraai en haat in my hart het? Dit maak nie sin nie. Hoe is dit dat ek vanaf God hierdie genade en vergifnis beleef, dan draai ek om en ek lewe met onvergifnis? Hoe is dit dat ek God se vreugde beleef en omdraai en dan lewe ek met bitterheid in my hart? Dit maak nie sin nie. So dis wat ons sê, is ons eerstens beleef
wat God is en dit word wie ons is. Nee, hy is liefde, ons is geroep word liefde. God is vrygewig, ek beleef sy vrygewigheid, ek word vrygewigheid. Dit is nie net aksies en dade nie, dit is nie net toevallig nie. Vrygewigheid is 'n proses van wording. Dit is nie 'n proses van werking nie. As jy dit in die kategorie gaan sit, dat vrygewigheid is maar net die dade, dan gaan jy mis. Jy gaan mis. Vrygewigheid is nie net werke nie, dis wording. Vrygewigheid is ook aanbidding. Die aanbiddingsspan wat hier saam met ons vanoggend is, hulle sal amen juig as ek hierdie ook sê, is dat om 'n liedjie te sing is nie net aanbidding nie. Dis nie al wat aanbidding is nie. Jou hele lewe is aanbidding. Aanbidding is 'n reaksie tot wie God is, dit wat ek beleef en wat hy deur my doen. Nou, ons het oomblikke van dit wat ons sê binne in lofprys en sang, wat ons van aanbidding ook in daai konteks. Maar dis nie net 'n liedjie sing nie. Daar's iets dieper. Dis dieselfde wanneer ons erken dat dit wat God vir my gedoen het, wanneer ek in dieselfde lyn loop, hy vergewe my. Ek ontdek, ek vergewe daarna. Daai is aanbidding tot God. Dis 'n reaksie, dis 'n bevestiging, dis 'n weerspieëling van my ontdekking. Wanneer God vrygewig is teenoor my, en nie net 2000 jaar terug toe hy sy seun gegee het nie, maar in elke area van my lewe, soos wat ek hom vertrou met my huwelik, met my gesondheid, met my roeping, soos wat ek na hom kyk en hy vrygewig uitstort. Wanneer ek vrygewig is daarna, elke daad, elke aksie, elke werking is eintlik net aanbidding. Vrygewigheid is aanbidding. Ek sê baie vir my vrou, moenie my ontneem om skottelgoed te was by die huis nie. Jy weet, moenie my ontneem om wasgoed te was nie. Want wanneer ek jou dien, dan beaam ek dit. Ek beklemtoon. Ek verstaan hoe God my gedien het. Wanneer ek jou vergewe, dan verstaan ek, hy het my vergewe. Wanneer ek jou liefhet, wanneer ek vrygewig is in dieselfde lyn van waarheid. Derdens, as ons gesels oor vrygewigheid, is dit is nie 'n menslike ding nie. Vrygewigheid is nie mensgemaak nie, net soos wat die huwelik en ouerskap en roeping nie mensgemaakte goed is nie, is vrygewigheid ook nie mensgemaak nie. Ons het dit nie uitgedink nie. Ons het dit nie goed gedink nie. God is vrygewig. Dis hoe hy met ons werk. Dit is die primêre manier hoe hy met ons werk. Jy weet, die Bybel in die Engels gebruik woorde soos he lavishes upon us, extravagant love. Dis die God wie ons dien. So vrygewigheid, vriende, is nie mensgemaak nie. Dis 'n geestelike handeling. Alhoewel dit baie keer baie prakties voel wanneer 'n mens iets gee of iets weggee of vrygewigheid uitleef. Dit lyk baie prakties, maar dit is diep geestelik. Dit is 'n baie diep geestelike ding. En dit is wat Paulus vir ons hier kom oopbreek. Ek wil vandag na hierdie punt toe roep, is waar Jesus ons eintlik om wys ook dat vrygewigheid vloei altyd in die rigting van sy missie. Ek weet nie of het jy al hierdie agtergekom nie. God verwag regtig niks van my af nie. Hy begeer eintlik iets vir my. Daar's 'n doel, daar's 'n rede hoekom vrygewigheid die gekiesde manier is waarop God sy koninkryk aanpak. Daar's 'n rede vir dit. Dit vloei in die rigting van sy missie. Hoor wat sê Jesus in Matteus 6. Hy sê die volgende in vers 19. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak nie. Daar waar mot en roes verniel. Daar waar die diewe inbreek en dit steel. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar. Daar waar mot en roes dit nie verniel nie. Waar die diewe nie inbreek nie en nie steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Ons 'n bietjie spanning wat ons beleef as ons hierdie woorde lees. En dit is dat vir baie van die westerse kultuur was die prentjie van hemel en aarde is, hemel is 'n eendag realiteit en aarde is ons huidige realiteit. En wanneer hierdie woorde vir ons sê, jy weet, maak skatte in die hemel bymekaar, dan dink ons dit is 'n eendag ding, ons moet daar vir ons 'n paar nice to haves bymekaar kry in die hemel. Ja, en eendag as ons daar kom, dan sal ons dit daai kant geniet. En dis nie wat Jesus hier sê nie, want die hoorers van die woord op die dag
het verstaan dat hemel is 'n huidige realiteit. Ons is onderdanig aan 'n huidige realiteit, wat 'n uitspraak lewer oor ons aardse realiteit. Alles kom in lyn, alles belyn. En as jy daai woordjie skat dalk net wil vir 'n oomblik verduidelik, verruil vir dit wat waardevol is vir God. Sit net daai woorde in plek van skat. Jesus het nie gesê, maak net klomp goed bymekaar daar in die hemel om te geniet nie. Hy kom roep ons na daai plek toe. Is verstaan wat is waardevol vir God. Wat arresteer sy gedagtes wêreld wanneer hy kyk na jou lewe, wanneer hy kyk na jou area, wanneer hy kyk na jou kinders, wanneer hy kyk na die tuinroete. Wat arresteer God se gedagtes en hart? Hy is die hemelse skat. Daar's niks meer waardevol nie. Noem vir my 'n ding wat van meer waarde is as dit wat God se hart gearresteer het. Daar is niks. So dis wat Jesus vir ons kom sê. Dit is interessant, hy sê nie daar waar jou hart is jou skat nie. Want ons harte draai na daai toe, daar's geen hoër waarde nie. Dit is 'n hemelse realiteit, wat 'n aardse realiteit kom lei. Dis die onsigbare wat vloei na die sigbare en ons uitdrukking gee vir dit. Dis die troonkamer wat spreek na elke area van my lewe. In een woord is dit koninkryk. Jesus self bid, hy sê, laat u koninkryk kom. Help my, soos in die hemel, so ook aarde. So hierdie moet iets vir ons sê oor waarvan ons hier praat as ons sê dat wanneer ons vrygewig leef, wanneer ons verstaan, dis nie net sommer net praktiese goedjies en mooi dade nie, daar's iets in die troonkamer wat aanwysing gee, wat aanspraak maak op my lewe. Ek reageer op daai en daar's niks van hoër waarde as dit nie. Dan sê ons koinonia. Ons sê vennootskap. Here, ek kan nie hierdie op my eie doen. Here, ek kan nie hierdie in my eie vermoë vermag nie. Here, ek het U nodig. Ek het U nodig, kom werk in en deur my. Jesus sê vir ons hierdie, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Ek wonder hoeveel mense se harte is dalk net vir 'n oomblik afgelei, weggetrek, distracted deur ander goed, nê. Want somehow, op 'n manier, het ander goed 'n hoër prioriteit gekry as dit wat belangrik is vir God. Miskien is dit 'n vraag vir ons om te vra, nê. Is wat het dit reg gekry om te override? Daar's niks belangriker nie. Jesus gaan verder, hy bevestig hierdie in vers 22. Hy sê die oog is die lamp van die liggaam. As jou oog suiwer is, sal jou hele liggaam verlig wees. En daar is eintlik maar net 'n metafoor vir die hart, nê. En dit volg daai selfde lyn as ons praat van 'n hemelse realiteit, dis die onsigbare wat ons huidige realiteit, die aarde, kom oorspoel, kom toespreek, kom inspireer, kom bekragtig in dieselfde manier, kom sê Jesus vir ons, jou hart wat onsigbare is, die kondisie van jou hart gaan uitdrukking gee aan dit wat jy leef, dit wat jy doen, dit wie jy is. Jesus gaan nog verder en hy sê die baie bekende woorde wat ek is seker het al baie teëgekom. Vers 24, niemand kan twee baase dien nie. Want hy sal of die een haat of die ander een lief hê, of hy sal aan die een lojaal wees en hy sal die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Dit is interessant as ons na hierdie woorde kyk. Ons het nie vandag noodwendig 'n dienskneg en 'n slaaf konteks nie. Maar verstaan net wat Jesus hier vir ons kom sê. Hy kom sê vir ons dat jou lewe kan of in diens staan vir God, of dit kan in diens staan van ander goed. En geld is nie die probleem nie. Daar's 'n verskil tussen om geld te besit en om besit te word deur geld. Hallo, verstaan julle hierdie? Daar's 'n verskil. So Jesus is nie gekant teenoor finansies en gekant teenoor geld asof ons hier vir julle moet preek, julle geld is boos, bring al julle geld kerk toe. Ons sal dit na die tyd uitsort, maar bring dit net. Daar goed, kry dit uit jou huis uit, kry dit uit jou lewe uit. Nee. Dis nie wat Jesus vir ons hier sê nie. Verstaan jy daai woord dien?
Jesus sê, jy kan nie twee baase dien nie. Jou lewe kan nie twee verskillende goed dien nie. Of jy gaan God dien en jou skat in die hemel vind. Dit wat vir hom belangrik is in jou lewe belyn, of jy gaan iets anders dien. Jy gaan jou lewe, hoor hierdie woord, spandeer. Met 'n jaag na goed. Vasgebind te word deur goed. Sien, hier is die verskil om geld te besit en om besit te word deur geld. As jy dit so wil sien, is as ek geld besit, ek het dit in my hand, dan het ek die beheer oor waartoe hierdie geld moet gaan. Ek kan dit spaar, ek kan dit spandeer, ek kan dit gee, ek kan dit belyn met God se koninkryk. Ek besit hierdie geld. Maar wanneer geld my besit, kan ek dit nie weggee nie. Ek kan dit nie laat gaan nie. My hand is toe, my lewe is toe. Hoekom? Want is gekoppel aan eintlik 'n klomp vrese binne in die hart. My afhanklikheid is meer op my bankrekening as op my God. My vrese waarmee ek lewe, wat gaan gebeur as ek my hand 'n bietjie oopmaak? Ek kry net nader. Trek dit net nader, ek soek net nog. Vriende, kom ons erken hierdie vandag. God is nie synig nie. God is nie selfsugtig nie. God is nie selfgerig nie. Hoe is dit dat mense die naaste aan hom dan so kan leef? Dit is nie moontlik nie. Dit is nie moontlik nie. Ons erken hierdie vandag. Het is interessant, Jesus, toe hy praat van mammon nie. Mammon is die Arameese woord wat praat van wealth, praat van rykdom. En Paulus self skryf aan Timoteus, hy sê volgende, hy sê vir Timoteus, in Timoteus 6 vers 17, hy sê, beveel die rykes in die huidige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie, en laat hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God eerder, want alle dinge in oorvloed aan ons gee om te geniet. Beveel hulle om eerder goed te doen, ryk aan goeie dade, vrygewig en met dit deelsaam te wees. Ek het al baie arme mense teëgekom wat steeds deur geld besit word. Alhoewel hulle nie baie van dit het nie, besit dit hulle hart. Hulle spandeer hulle lewe gerig op dit. Dit is interessant dat as geld jou besit, is dit al wat jy wil doen, is net nog van dit hê. En dit neem jou oor. Jou gedagtes wêreld, in jou wese. En alles wat jy doen, die paniek, die onsekerheid, die vrees, die geldgierigheid, dit neem 'n hart oor. Hoe moeilik is dit om 'n hart dan te draai na 'n ander skat toe, as hy vasgeketting is, platgetrek is na daai punt toe. Dis hoekom ons so beleef vir die Here vir ons in hierdie tyd, hierdie woord vir ons kom oopbreek, en ons kom lei na hierdie punt toe. Jy sien, ons het vrygewigheid meer nodig as wat God ons geld nodig het. Ek wil jy moet dit hoor vandag. As ons hierdie woorde vir jou sê, God soek niks van jou af nie. Hy begeer iets vir jou. Dan is dit regtig die waarheid. Dink jy die Here het 'n lening moes aangaan toe hy geskaap het? Toe hy die berge gemaak het? Dink jy hy moes ouens inkontrakteer en vra vir permissie toe hy die son en die maan en die sterre op hulle plek gesit het? Nee. God het nie ons geld nodig nie. Hy kan doen wat hy wil. Alles behoort aan hom. Sê ons maar, hoekom moet ons dan gee? Hoekom moet ons dan vrygewig wees? Want ek het dit nodig. Ek het dit nodig. Dat my hart nie daartoe getrek word nie. Dat geld en goed nie my hart kom arresteer nie, maar dat God en wat vir hom waardevol is, my lewe kom arresteer. Amen. Ek het 'n vernoot wat na my toe gekom het, ruk terug, en hy sê in 'n baie goeie manier, in 'n baie goeie hart. Kom sê hy vir ons, nee, hy het 'n baie goeie voorstel. Ons moet van die geld vat wat die kerk kry. Dan moet ons hierdie geld gaan belê. Ons moet ergens gaan belê. En dan kan ons meer geld uit dit uitkry so. Dit sal goed wees vir die kerk. Ons moet strategieë kry wat ons met die geld maak in die kerk. En ek het hom mooi reg gehelp. Toe ek vir hom sê, verstaan dat God het gekies dat sy kerk en koninkryk op basis van vrygewigheid en alleenlik vrygewigheid funksioneer. Daar's geen ander plan nie, daar's geen ander strategie nie. Paulus bevestig dit, ons gee nie uit dwang uit nie, ons gee nie omdat ons gemanipuleer word nie, ons gee nie omdat iemand my in dit ingeboelie het of
my arm gedruk het daarin nie. Ek lewe 'n lewe van vrygewigheid, want ek sien dit in my Vader. Dit verander wie ek is, dis 'n wordingsproses. Daar's nie 'n ander plan nie, daar's nie 'n ander strategie nie. Die koninkryk staan nie bakhand, en asseblief gee net vir ons iets nie. Nee, ons sê hierdie is die manier, dit is die operating system van koninkryk. Dis hoe God dit in plek gestel het. Dis ook die waarheid vir baie ander goed in ons lewens, nee. Die liefde wat ons uitleef in ons huwelik, is nie op verdienste nie. Ek weet nie van julle nie. Dis nie as jy, dan sal ek nie. Wat vat dit om 'n huwelik te maak werk? Vrygewigheid. Vinnig om te vergewe, vrylik. Vinnig om lief te hê, vinnig om te dien. I'm eager to love. Hoekom? Ons sien dit in ons Vader. Dis so hy ons kerk lief gehad het. So hy ons lief gehad het. So hy jou lief het. You cannot outgive God. You cannot outgive God. Jy moes al daai woorde gehoor het, nee. Ons gee nie omdat ons God wil verryk nie. Ons gee want ons sê, Here, U kan my gebruik. Paulus skryf ook van hierdie gemeentes in Macedonië wat pleit by hom en sê, moenie ons ontneem om deel te neem in hierdie genadewerk nie. Alhoewel hulle een van die armste gemeentes was, sê hulle ons verstaan wat dit beteken om deel te wees. Dit is eintlik 2 eenvoudige vrae. Eerstens, glo jy in wat God doen? Kan jy hier vandag sê, ek is oortuig dat God is besig om te werk in hierdie kerk, tussen hierdie mense, in Mosselbaai, in die tuinroete, in Suid-Afrika. God het 'n saak met wat hier aangaan, hy is besig om te werk, glo ek daarin? As jou antwoord ja is, dan is die volgende vraag, hoe kan ek deel in dit? Hoe kan ek deel in dit? Hoe kan ek deelneem? Hoe kan ek deel wees in dit? Nie omdat dit van my verwag word nie, maar omdat ek nie anders kan as om so te reageer nie. You cannot outgive God. Het is interessant, Paulus skryf verder in 2 Korintiërs 9 tot 8, wanneer hy praat oor hierdie lewe van vrygewigheid. Hoor hierdie volgende woorde, het sê in vers 8 van hoofstuk 9, en God is magtig om alle genade oorvloedig vir julle te laat wees, sodat julle altyd in elke opsig selfversorgend kan wees en oorvloedig kan bydra tot elke goeie werk. Soos al geskryf staan, hy het wyd uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, en sy geregtigheid bly vir ewig. En hy wat saad aan die saaier voorsien, en ook brood as voedsel, sal aan julle saad verskaf, en dit vermeerder. En hy sal die vrug van julle geregtigheid laat toeneem. Dit is God wat kragtig werk in harte. Geregtigheid is wat is reg voor God, reg in sy oë, sy manier, sy wil, sy koninkryk. Die manier hoe dit gebeur is wanneer ons lewens reageer op hierdie vrygewigheid is maar net die vrug. Is maar net die vrug wanneer God goed regstel, in plek stel, die regte prioriteite op die regte plekke. Wat gebeur dan? Vrygewigheid is die vrug. Dis nie 'n verwagting nie. Moet ek vrygewig wees is die verkeerde vraag. Dis 'n wording. Here, kom maak my vrygewig. Ek wil nie in die ontvangkant staan, omdraai en my hand toemaak nie. Ek wil beleef, ervaar, gevorm word en dit uitleef. Amen. Ek wil jou 'n storie vertel. Aanbiddingsspan is welkom om op te kom. Na 3 jaar wat ons in ons eerste swangerskap regtig sukkel om swanger te word, ons vertrou die Here, is 'n geloofsaak. Ons gaan vir behandeling, 3 jaar later, kry ons hierdie lewensveranderinge nuus, dat ons is swanger. Ons oudste Lukas op pad. 9 maande later word hy gebore, en hy is hierdie ongelooflike mooi seun, hy is net beautiful. Hy is gesond, hy is gelukkig, en ons staan so met dankbare harte, Here, dankie vir hierdie geskenk van lewe.
Kom by sy eerste verjaarsdag, dis al vir 'n jaar lank in die skool. Elke keer as ons hom gaan aflaai by die skool, is daar 'n maatjie wat ons sien in die klas, en jy kan sien, dit gaan regtig swaar by hulle. Dit is in die middel van winter, die kind het nie 'n trui aan nie, het nie 'n baadjie aan. Jy kan sien, dit gaan swaar met hulle. En ons het nog so na die hoof toe gegaan en gevra, hoor jy, is as ek daar is daar behoefte. En sê, ja, hulle trek baie swaar. Hulle is maande agter met skoolfonds. Die kind kom met 'n leedtas by die skool aan. Dit gaan swaar met hulle. En nou is ons in die seisoen besig om Lukas se verjaarsdag te beplan, en familie vra vir ons, wat het hy nodig, jy weet, wat gaan ons vir hom koop, waarvan hou hy, jy weet, hy is nou op die Paw Patrol fase, so alles is Paw Patrol, en ons stap aan die huis in, en ek en my vrou, maak die kaste oop, sê, daar's kos in die kaste, maak sy kas oop, hy klere, sy kamer is vol van speelgoed, ek trap elke aand op die goed, dit lê oralste, hy het genoeg. Here, maar ons harte is so dankbaar vir hierdie geskenk wat U vir ons gegee het, en ons wil reageer. Kom, gebruik ons. U het soveel vir ons gegee. Gebruik ons, en ons vra die familie, die vriende, die almal. As jy bydra tot 'n geskenk van, as jy vir hom iets wil koop, vat eerder daai geld, gee dit vir ons gaan dit vir daai gesin gee. Ons gaan dit vir daai gesin gee. Hoekom? Hoekom doen ons dit? Want ons oefen dit in. Ons oefen dit in. Sacrifice 1 jaar se persent, hy gaan dit eers onthou nie. Eendag luister hy dalk hierdie preek en dink hy, "Jessie, dis hoekom ek nie daai Paw Patrol kosblik gekry het nie. Ek sien wat julle gedoen het." Ons oefen dit in, want hier's die ding, dis die aptyd wat ons kweek. Dit wat jy jouself mee voer, jou hart gaan honger vir dit. Jou hart gaan dit wil hê. Maar wanneer ons dit erken, Here, ons is so dankbaar, ons lewe spoel oor van dit. Hier is behoefte, gebruik my. Waar is die missie? Laat dit vloei in daai rigting. Vrygewigheid vloei altyd. Dis sy geregtigheid. He's putting things right. Hy verkies dit op daai manier. En dis die mooi ding, ons word genooi na daai plek toe. Ek wil afsluit met hierdie, en ek wil jou nooi vanoggend. Maak in 'n tyd van aanbidding, net jou hart voor die Here te kom sit. Paulus skryf hierdie ook, hy praat van hoe die Macedoniërs hierdie gedoen het. Hy sê, hulle het hulle self eers aan die Here gegee, en toe, hierdie wil van God, ook aan ons. Ons wil jou nie kry om geld te gee vandag nie, ek wil jou kry om jouself vir die Here te gee. Soek niks van jou af, en ons begeer vir jou, dat jy jou lewe gaan sien in lig van dit. Daar's geen groter vervulling as dit nie. Kom, maak jouself vry voor hom vandag. Waar is jou hart? Dalk is jou hart vasgetrek en gebind, en jy sit met hierdie vrese en hierdie angs en hierdie worry oor finansies. Kom, sit dit vandag by jou goeie Vader se voete. En as jy vandag wil bid hierdie woorde, Here, kom kweek in my 'n vrygewige hart. Ek wil nie selfgerig, selfsugtig deur hierdie lewe gaan nie. Here, ek wil wees wat U my geroep het. Ek wil word wie U oor my spreek. So kom doen dit soos wat ons reageer vandag. Ek wil jou vra, kom staan saam met ons. Ons gaan in 'n tyd van aanbidding en gaan hierdie lied wat ons gaan sing, sê dit ook so mooi. Sê dit ook so mooi. Kom ons vir 'n oomblik buig net ons hoof. Kom ons bid net saam. Vader, Here, dankie dat ons vandag nie net kan staan en kom ontvang vanaf U liefde en genade, Here, maar dat ons kan erken dit is besig om ons ook te verander, te vernuwe, te versterk en te verdiep. Here, ons hartsbegeerte is dat ons vandag onsself aan U kom gee opnuut en kom sê, kom kweek regtig in ons vrygewige lewens. Here, ons wil deel in U missie, deel in U koninkryk, deel in U kerk. Here, dankie dat ons weet dit is ook ons aanbidding. Dis 'n lewe van aanbidding wat U ons toeroep. Heilige Gees, kom doen dit. Kom bekragtig, kom lei ons, kom wys ons. Here, ons sê dankie. Here, dankie vir U genade. Dankie dat U so 'n saak het met ons lewens. Dat U so persoonlik elkeen van ons ken in ons so besonderse manier, in 'n unieke manier, dat U ons so lei en bedien. U is so getrou. Here, dankie vir dit. Ons bid dit in U naam. Amen. Kom ons reageer, vriende. Kom ons aanbid. Amen.